Ons gaan vandag, ek het 2 goeie nuus stukkies. Ons gaan vandag Filippense 3 doen, maar die hele Filippense 3. So ek hoop jy het kos op die stoof. En die ander goeie nuus is, ek gaan nie volgende week aan met Filippense. Ek gaan nou 'n break vat, en dan vroeg volgende jaar gaan ek sal ons met hom aangaan. Nou ek het die hele Filippense 3 gelees, en weer gelees, en gebid, en vir die Here gevra wat, en ek het, omdat ons oorkoepelende tema is, Paulus skryf hierdie boekie uit die hagelikste omstandighede, maar as ek vir Paulus 'n tema aan die boekie kan gee, is dit wees gelukkig. So die 5 punte is eintlik onafhanklik van mekaar, maar jy kan hulle almal aanhaak by dit. My eerste punt, ontspan binne God se genade. Vers 3 sê, ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Nou is dit so mooi, die boodskapvertaling het hierdie vir my verskriklik mooi vertaal, baie langer daaroor geskryf, ons, die Christene, weet mos wat regtig saak maak. Nou die ander vertaling sê, die ware besnydenis is, weet tog wat regtig saak maak, dit hang nie af van wat mense aan jou doen nie, maar wat God aan jou doen. God self, en nie die mense nie, het sy hand op ons gelê. Dit is nie sommer net iets fisieks wat met ons gebeur, soos met die Joodse gebruike, nie, daarna verwys hy nou na die besnydenis, maar God se gees verander ons harte. Wanneer ons met God praat en hom dien, weet ons dat dit sy gees is wat ons help. Dan sê Paulus, moenie my misverstaan nie. Ek sê nie dit is ons wat so goed is nie, nee. Ek sê dit omdat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het. As dit wat God aan jou doen iets is wat regtig saak maak, staan ek nie 'n duim vir die ander terug nie. Nou, hoekom Paulus dit aan die laaste sê, ek het nou nie daai teks vir jou hier bygevoeg nie, maar dit gaan oor in vers 4 sê hy, tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meet dat hy op uiterlike kan vertrou, ek nog meer, dan sê hy, vers 5, ek is op die 8ste dag besny, met ander woorde, ek het die wettiese gebruike onderhou. Ek is van geboorte 'n Israeliet, met ander woorde, ek kom uit die regte volk. Uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, met ander woorde, nog meer, ek kom uit die regte familie. In wetstoepassing was ek 'n Fariseer, met ander woorde, ek is geleerd. Ek het in die geestelike dinge geleerdheid ontvang. Vers 6, in my ywer 'n vervolger van die kerk, so ek het ook die regte reputasie, as dit kom by die wettiese kant. Dan sê hy laastens in vers 6, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik, met ander woorde faultless, in wettisisme. Nou kom ons dink gou iets oor wet. Wanneer is ek wetties? Wie is wetties? Hoe weet ek of ek wetties is? Wettiese mense kritiseer gewoonlik ander. Wettiese mense veroordeel ander. Jy voel nie goed oor jouself nie, daarom probeer jy verhoed dat ander oor hulle self goed voel. Hoe weet ek as ek die teenpool, as ek in die genade leef, jy het genade vir ander. God het my vergewe, daarom vergewe ek. Wettisisme suig jou geluk uit jou. Wettiese kerke, gemeentes, is nie gelukkig nie. Jy mag nie glimlag daar nie.
Dan sê Paulus in vers 9, en een met hom kan wees, dis nou Christus, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Dan word dit terug by ons hoofpunt, ontspan in God se genade. Die Engels van vers 9 sê so, but I no longer count on my own goodness or my ability to obey God's law. Instead, I trust Christ to save me. For God's way of making us right with himself is through faith. Ek het eendag vir AI gevra, hierdie grand goed wat deesdae vir jou al sê. As jy al die godsdienste, gaan vra hom gerus, as jy al die godsdienste huidiglik vat, en jy moet een kies, wat sal jy kies en hoekom gaan jy daai een kies? Toe wil hy nie een kies nie. Toe noem hy 2. Boeddhisme en Christendom. En toe sê hy, die Christendom, omdat daar's genade. Daar's genade. Jy hoef nie te verdien nie. Dis genade. Nou gou die punt afsluit met 'n kort storieetjie. Jy bevind jou in 'n oerwoud op die rand van 'n afgrond. Jou gids sê vir jou, daar's een manier om aan die ander kant te kom. Ons het 'n dik tou saamgebring. Ek verseker jou, die tou gaan jou hou. Maar wanneer hy die tou oorgooi om aan 'n lus, aan 'n hak aan die oorkant vas te hak, dan kom jy agter die tou is 'n halwe meter te kort. Net 'n halwe meter. Dan sê jy vir die gids, man, moenie worry nie, gelukkig het ek 'n rolletjie garing in my rugsak. En ons kan hierdie garing klomp keer oor daai halwe meter span. En die gids is verbaas oor jou optimisme. Dit sal nie werk nie. Niks anders as die bloed van Jesus reinig ek en jy van ons sonde. Ons eie planne gaan nie werk nie. Geen goeie dade, geen sterker geloof, geen harder probeer. Dan ek net die punt afsluit met Paulus se vers 9. En een met Christus kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie omdat ek my eie garingtolletjie beskikbaar gestel het nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Nommer 2. Onthou wat regtig saak maak. Fokus op wat regtig saak maak in die lewe. Remember what matters most. Vers 7 sê, maar wat eers van my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos. As jy so deur die week gaan, en deur Maandag tot Saterdag, en dan gebeur goed met jou, dan gebeur ons sleg goed met ons almal. Onthou wat regtig saak maak. Hoeveel gaan dit nog saak maak, dat 'n taxi jou in die verkeer afgesny het, oor 5 jaar van nou af? Hoeveel gaan dit nog saak maak? En nou het ek gelees van iemand wat 'n vrou wat 'n baie grand teestel het, 12 koppies, en dit is die grandste, en toe breek haar bediende 1 koppie. Nou het sy 11 koppies en 12 pierings. Hoeveel gaan dit regtig saak maak oor 5 jaar van nou af? Jou kinders gaan dit anyway nie wil hê nie. Jy sien iemand in 'n winkel, en die persoon kyk jou in die oë, en jy groet, maar hy groet nie. Jy is onmiddellik ontstel. Wat het ek verkeerd gedoen? Hoeveel gaan dit saak maak oor 5 jaar van nou af dat daai ou jou nie gegroet het nie?
Ons moet meer leef met 'n what matters most gesindheid. Wat eers vir my 'n bate was, sê Paulus, beskou ek nou as waardeloos. Maar weet jy wat saak maak in die lewe, is verhoudings. En jou gesin, en jou familie, moenie worry oor die mossie wat jy sien nie. Hy ken die pad uit. Ek het vanoggend 'n paar keer met hom geraas, dan sy onmiddellik by die deur uit. So hier is 'n paar van hulle wat saam die diens bywoon. Wanneer ons toelaat dat verhoudings aan die kortste end trek, wanneer ons to-do-list te veel sake op het, en ons begin sny aan goed wat regtig saak maak, want hoe sê mense, ek moet nog 'n kwotasie uitkry, ek moet nog 'n rekening betaal, ek moet nog 'n afspraak nakom, ek moet nog 'n kliënt sien, ek moet nog 'n deadline bereik, en nog 'n vergadering, en nog 'n oproep, en nog 'n e-pos. Moenie aan verhoudings sny nie. Ek het nog altyd gesê, ek het nog nooit gehoor van iemand wat op sy laaste tyd in die bed lê in 'n hospitaal, wat sê, bring asseblief my diplomas en my grade en my bekers en trofeeë en my kaart en transport en my titelakte en hy goue horlosie en hy duurpen en parkeer my kar hier buite die venster, ek wil nog oulaas na hom kyk. Dis nie wat saak maak. What matters most is, Paulus sê, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, want wat maak saak? Christus. Vers 8 sê hy, ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, en nou luister wat sê hy, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde, ook die koppie wat gebreek het, ook die taxi wat voor my ingery het. Terwille van Christus het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Nommer 3. Leer die regte Jesus ken. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his suffering, becoming like him in his death, so that somehow I can also maybe raised to life. Dis 'n mooi storie. Ek het hom dalk al gebruik, maar luister daar, asof jy dit die eerste keer hoor. Hy sou Vrydag omstreeks 1 uur kom. Dis nou Jesus. Ons dorpie was in rep en roer. So 'n besoeker kry ons nie aldag nie. Ons is reeds so eenkant dorpie wat vergeet is deur die regering. Die dorpie sien net die politici elke 4 jaar voor verkiesings. Ken ons dit nie? Met al hulle beloftes en mooi woorde, dan is hulle weer weg. Die reëlingskomitee, saamgestel uit alle kulture, het alles haarfyn beplan vir hierdie belangrike besoeker. Hy sou eers die nuwe alwynfabriek besoek om te sien, ons dorp gaan ekonomies vooruit. Daar's 22 nuwe werksgeleenthede geskep. Almal kom uit die voorheen benadeelde gemeenskappe. Dan sou hy 'n draai maak by die museum, om ons roemryke geskiedenis te verstaan. Landbouimplemente uit die vorige eeu, naas fotos en alles. Hierna sou hy die vryheid van die dorp op die trappe van die stad sal ontvang. Daar's 'n spesiale luidsprekerstelsel gehuur vir die toesprake. Daarop sou 'n onthaal volg wat deur die burgemeester aangebied sal word. Kaartjies vir die geleentheid was R1000 per tafel. Die fondse gaan blykbaar vir die Rooikruis Hospitaal geskenk word. Teen vroegoggend het 'n kronkelende streep mense die pad van Langlaagte se kant af vol gestaan. Die kinders het by die skool afgekry die dag, sodat daar darm 'n bietjie meer mense by die ingang van die dorp gestaan. So teen 11 uur
het elke kind met 'n dorpsvlaggie of 'n landsvlaggie langs die pad gestaan. Mense het in bome geklim soos Saggeus van ouds, sodat hulle beter kon sien wanneer die belangrike besoeker verbykom. Seker met 'n swart BMW of Mercedes, die speedkops van die buurdorp is ook genooi om voor te ry. Dis hoe dit laas toe die adjunkpresident ons besoek het, gebeur het. Daar sal seker meer as een motor wees. Gewoonlik het sulke belangrike besoekers mos groot gevolg saam met hulle. Die motor se venster sal so donker getint wees dat jy eintlik nie kan sien in watter motor die belangrike persoon ry nie. Hoekom? Vir veiligheidsredes. Onthou, daar is al op die pos geskiet. Teen 1:15 bereik die afwagting breekpunt. Een van die kinders wat langs die pad gestaan het, het flou geword van die warmte. Dit dra daarom by tot 'n bietjie opwinding. Almal se oë dwaal telkens langlaagte se pad. Mense kan ver sien hier in die Karoo. Teen 2:00 die middag kom die boodskap. Hy het van die ander kant van die dorp ingekom. Hy het blykbaar sommer 'n lift op die melklorry gevat van Skeershoogte se kant. Die straatlopers wat onder die brug net buite die dorp bly, het hom eers verwelkom. O Vadertjie, dis die slegste kant van die dorp om in te kom. Dis by die ashope en die shacks. Gaan hy nog die alwynfabriek besoek? Nee, hulle sê hy's by die mobiele kliniek en gesels nou met die HIV pasiënte. En toe het hy verbygehou by die ou Mirasie om by die bosslapers verby te gaan. Daar het hy brood en komberse uitgedeel. Gaan hy dan nie meer die vryheid van die dorp ontvang? Besef hy nie die groot eer wat hom toeval nie? Iemand het hom die vraag gevra, en toe sê hy, nee wat, maar baie dankie. Maar Maggies, die man kan mos nie so ongeskik wees nie. Hy kan nie dit met die burgemeester doen nie. Hy's blykbaar weer ongesiens met die pad waarmee hy ingekom het, weg. Met wat is hy weg? Saam met ou Madala se donkiekar. Wat sê hulle is sy naam? Madala sê, al is sy kop nie meer reg nie. Hy dink sy naam is Jesus. Liewe vriende, kom ek sê, Helderbaaiers, in 'n sekere sin met daai sakkie projek, doen ons wat Jesus wil hê ons moet doen. Ons doen Jesus goed. Die Amplified sê so mooi, for my determined purpose is that I may know Christ, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding Him more strongly and more clearly. Jesus het self daar in Matteus gesê, dan sal die koninkryk vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat die wil van my Vader doen. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, julle het my gehuisves. Ek was sonder klere, julle het vir my klere gegee. Ek was siek en julle het my verpleeg. In die tronk julle het my besoek. En hy sal antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Kom ons gaan aan. Nommer 4. Evalueer en bepaal waar moet jy nog groei. Ek wil jou challenge om miskien so nou en dan te bid en vir die Here te vra, wat in jou lewe het groei nodig? Het verandering? Wat is die skerp kante? Paulus sê, ek sê nie dat ek alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Dan sê hy, vers 13, ek verbeel my nie dat ek alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is, ek strek my uit na wat voor is. Psalm 139 sê so mooi, en ek challenge jou, bid dit so nou en dan.
Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart. Ondersoek my. Sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En lei my op die beproefde pad. Jy kan nie Jesus volg deur stil te staan in jou geestelike lewe nie. Jy moet beweeg. Jy moet vorentoe gaan. Wat is die dinge in jou en my lewe waaraan ons moet werk? Is dit woede, reinheid, positiwiteit, geduld? Paulus sê, ek maak my los van wat agter is. Gelukkige mense is teachable, wil graag leer, wil graag groei, hou nooit op om nuwe ontdekkings te maak nie. Hoe kan ek 'n beter man vir my vrou wees? Hoe kan ek 'n beter vrou vir my man wees? Of 'n pa vir my kinders? In 2 Korinte 13:5 sê, test yourself to make sure that you are solid in faith. Dan sê hy verder, don't drift along taking everything for granted. Give yourselves regular check-ups. Dit is nogal mooi gesê. Give yourself regular check-ups. You need first-hand evidence, not mere hearsay, that Jesus Christ is in you. Test it out. If you fail the test, do something about it. So, ontspan in God se genade, onthou wat regtig saak maak, get to know Jesus beter, evalueer en bepaal waar moet jy groei, en dan my laaste punt. Hou op fokus op wat nie in jou beheer is. Fokus op wat jy kan beheer. Die goed wat nie in jou beheer is nie, bedou oor. Dis al wat jy kan doen. Andrew Murray het soos wat sy ouers, Andrew Murray se ouers het hom en sy broer John, ek dink as 10 en 12-jarige seentjies op die skip gesit na die UK om daar hulle skoolopleiding te gaan klaarmaak en te gaan studeer. Hulle het hulle ouers eers weer gesien toe hulle klaar al 2 grade het. Nou Andrew Murray het dieselfde gedoen, hy het sy kinders ook oorsee gestuur om te gaan studeer, skool gaan in Engeland. En toe skryf sy dogter een keer, briefwisseling was ons, jy het briewe geskryf, daai tyd, daar's nie 'n selfoon nie, ek wonder, daar was dalk nie eers 'n telefoon. Skryf sy dogter vir hom 'n brief, hoe frustreerd sy is, dat haar klasmaats nie 'n oorgawe aan Jesus wil maak nie. Dit is so mooi. Spyt ek het die brief saamgebring en daar uit te gelees het. Toe skryf hy vir haar terug. My liewe kind, die goed wat jy nie kan beheer nie, vat jy na Jesus. Want hy kan dit beheer. En dan daarna, gaan in vrede. Aanvaar dit in vrede. Ek maak my los van wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, I'm focusing all my energies on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Nou, fokus op dinge wat nie in my beheer is, ek gaan 2 of 3 noem. Die eerste een is, hou op regret. Want ons regret gewoonlik goed wat al verby is. Wat ons verkeerd gehanteer het. Stop het. Wat jy maak, jy steel jou geluk vandag. Jy kan nie dit meer verander nie. Aanvaar dit. Fokus op wat in jou beheer is. Die tweede een is tradisie. Ek het al gehoor mense sê, ons het dit nog altyd so gedoen. Hoekom kan ons dit nie nou nog so doen? Omdat die lewe teen 'n hengse spoed verander.
En die kerke wat nie byhou nie, besighede wat nie byhou nie, raak agter. Die lewe verander voortdurend. En ons, dis buite ons beheer. Die derde ding is, ek wil nie nou daaroor lang praat nie, is onvergewensgesindheid. Om nie te vergewe nie is soos om gif te drink en jy hoop die ander ou gaan dood. Dit werk nie so. As painful as it may be, the truth is always your friend. So wanneer jou emosie styg, onthou daal jou intelligensie. Vergifnis is nie 'n gevoel nie, dis 'n keuse wat lei tot 'n gevoel. Receive it and give it, enjoy it and employ it, accept it and offer it. Die vermoë om ander te vergewe is die eienskap van geestelike volwasse mense. Is die eienskap van mense wat saam met Paulus geleer het, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Daar's 2 dae in elke week waaroor ons nie behoort te bekommer nie. Bekommernis is my derde punt onder hierdie punt 5. 2 dae in elke week waaroor ons nie behoort te bekommer nie. Die eerste een is gister. Met al sy foute en kwellings, versuim en kwale, flaters en seerkry. Gister is verby. Buite ons beheer verby. Al die geld in die wêreld kan gister nie na ons terugbring nie. Ons kan nie wat ons gister gedoen het ongedaan maak nie. Ons kan nie 'n enkele woord wat ons gister kwyt geraak het weer terugtrek nie. Ons kan net sê ons is jammer, ons het dit gesê. Gister is verby, vir ewig verby. Die ander dag waaraan ons nie energie moet vermors nie, is môre. Môre met al sy moontlikhede, al sy laste en groot beloftes en swak prestasies. Môre is buite ons onmiddellike beheer. Môre sal die son stralend of agter 'n bank wolke opkom en die suidooswind gaan nog steeds waai. Vermors nie jou energie deur te bekommer oor môre nie, want môre bring nog ander bekommernisse ook. Dan bly daar vandag hoor. Dis wanneer ons die laste en seer van gister afgooi en die vrese en bekommernis van môre afgooi en vir Jesus gee, en dan het ons genoeg energie vir vandag, dan sien ons kans om vandag voluit te leef. Dis nie die doen en late van vandag wat maak dat ons nie vandag gelukkig is nie. Dis die bitterheid en onvergewensgesindheid van gister, die seer en die laste van gister, wat ons wil oordra na môre. Wat wil ek vir jou sê? Enjoy today. Geniet vandag. Lewe vandag voluit. God het gewil dat ons die lewe moet hê in pakkies van 24 uur eenhede. En as ons worry oor gister en oor môre, regret gister en worry oor môre, dan gebruik ons vandag se energie. En vandag het ons eintlik net genoeg energie vir vandag se goed. So don't do it. Wees gelukkig. Ontspan binne God se genade. Onthou wat regtig, waaroor gaan dit regtig? Leer wie is Jesus regtig? Evalueer en bepaal waar moet ek groei? En fokus op wat, nie op wat buite my beheer is nie, maar wat ek kan beheer. Nou wil ek gou sê, okay, dis dit vir vandag. Ek wil graag volgende week eintlik hierby aansluit, onthou dit gaan oor gelukkig wees. In Matteus 6 sê Jesus, moenie vir julle skatte bymekaar maak waar mot en roes verniel en diewe inbreek en steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Nou ek wil vir jou 'n vraag, help my die week. Wat is 'n skat in die hemel?
Hoe maak ek 'n skat in die hemel bymekaar? En die tweede ding, in Matteus 16:27, die Seun van die Mens gaan saam met sy engele kom. Hy gaan bekleed wees met dieselfde heerlikheid as die Vader, en hy sal elkeen volgens sy dade vergeld. 'n ander vertaling sê beloon. Wat is daai loon? Beteken dit, as ek minder goeie dade as jy gedoen het, gaan jy 'n mooi kom kyk huis kry daar bo in Somersetwes, en ek gaan 'n eenvoudige ou tweedehandse huisie kry hier onder die strand. Is dit wat dit beteken? Wat beteken daai loon? Die dominees hier, ek sien julle smile, ek soek hierdie week 'n WhatsApp van julle. Julle met my help. Rus in God se genade, fokus op wat regtig saak maak. Leer Jesus regtig ken. Wees bereid om te groei. En fokus op wat jy kan beheer, nie wat buite jou beheer is. Ons gaan sluit met 'n gebed. Wat ons saam gaan sing, en dan moet jy asseblief saam op iets eet, as heerlike eetgoed vandag. En koeldrank, ons het nie koffie gemaak, nie sommer koeldrank. Kom ons staan, en dan sal ek vir ons daarna met 'n gebed sluit, maar ons sing dit as 'n gebed, as 'n surrender prayer. Oh, to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all, all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Jesus I surrender, Lord, I give myself to You. Fill me with Your love and power, let Your blessing fall on me. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Here, ek gee vir U my lewe. Ons gee vir U ons lewens. We surrender all. Here, maak ons sensitief in ons alledaagse lewe, maandag, dinsdag en woensdag, en die weksdae, van waaroor, wat maak regtig saak. Seën ons as ons uitgaan, wees met ons in hierdie week, in Jesus naam, amen. Baie dankie, asseblief kom drink 'n koeldrankie en kom eet ietsie saam.